Laat hierdie vrede deur my vloei, waar haat is, dat die liefde bring. Laat ek in pyn en smart vertroostend wees, en krag gee deur geloof in U, o Heer. O help my om altyd so te leef, om ander hoër as myself te ag, ja, om lief te hê, ander bo myself, en ook eerder te gee as te verwag. Laat hierdie vrede deur my vloei, en laat ek hoop gee waar daar twyfel is. Ek wil Die lig in duisternis laat skyn, laat ware vreugde altyd uit my straal. O Heer, help my om altyd so te leef, om ander hoër as myself te ag, ja, om lief te hê, ander bo myself, en ook eerder te gee as te verwag. Laat hierdie vrede deur my vloei, leer my om ook soos U te kan vergeef. Maak my bereid om aan myself te sterf, dat ander U al meer in my kan sien. Maak my nou stil, Heer, ek wil na U luister, my hart vir U oopmaak, dat U my kan aanraak. Open my oë, my hart en my ore, dat ek U leer ken, Heer, en voor U kan lewe. Nou stil, Heer, ek wil na U luister, my hart vir U oopmaak, dat U my kan aanraak. Open my oë, my hart en my ore, dat ek U leer ken, Heer, en voor U kan lewe. Môre almal, baie welkom by vanoggend se erediens. Persone wat die week verjaar, Annelie Grobler verjaar vandag, Rina Borman, Herbert Jonk, Sean Drotsky, Tola Faber en Esjober. Realet, is jy verantwoordelik vir die mooi blomme hiervoor? Baie mooi hoor, baie dankie. Voorbereiding word gevra van Monica de Lange, Ernst Groenewald, Sanet Cornelissen, Cornelia Klopper,
Tolla Faber, en dan vra ons ook 'n voorbereiding vir ons beroepingsproses vir 'n nuwe leraar. Lief en leed, dink ons aan die familie van Daniëtie van Bergen met haar afsterwe die week. Die deurkollekte gaan vanoggend vir Gardinia gemeente. Daar is tee na die erediens, en dan is daar nog wors en maalvleis en skaapskenkels beskikbaar van die bazaar af. Julle kan elke dag in die kerkkantoor tussen 8 en 12 kan julle dit koop, en seker nou na die erediens ook, né? Dan sê ons baie welkom aan John Victor van Bloemfontein, wat vanoggend vir ons die erediens gaan waarneem. Hy is een van die persone wat aansoek gedoen het vir die leraarspos op Hertsgwil. John, baie welkom by ons. Ons sien uit om na jou te luister. Susan. Goeiemôre geliefdes. Baie dankie vir die warm verwelkoming. Dit was vir my baie lekker gewees en ag, is my altyd lekker om by 'n klein dorpie ook te kom preek. Ek preek so oral in Bloem. My ouers sê dit voel of hulle na rugby games toe gaan so agter hulle kind aan. So vandag het ons 'n buitedorpse game. Maar dit was my lekker gewees vanoggend om hierso te kom en almal kom groet jou so vriendelik en tot hier agter, daar is nie 'n persoon op hulle foon nie, almal wil net gesels. So baie dankie vir die warm welkom, ek waardeer dit. En ek hoop ons kan net vandag saam by die Here bymekaar kom. Ons fotum kom vandag uit Psalm 124 vers 8. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en aarde gemaak het. Ons seëngroet kom uit Numeri uit. Mag die Here jou seën en jou beskerm. Mag die Here sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Mag die Here sy aangesig na jou toe oplig en aan jou vrede gee. Amen. Ek gaan vir ons open met gebed. Dan gaan ek vra dat ons daarna staan. Dan sing ons saam lied 190 vers 1 tot 3. Maar kom ons raak stil en raak net teenwoordig hier by die Here. Here, waar ons vandag nou hier by mekaar kom. Here, ons is net u kinders in 'n verskriklike komplekse en moeilike wêreld, liewe Here. Liewe Here, waar u ons enigste sekerheid is. Here, gun ons die genade, gun ons die geduld en gun ons die liefde wat net u kan gee, liewe Here. En Heer, meeste van al, maak ons oë oop dat ons u sien, ons ore oop dat ons u hoor, Heer. Amen. Kom ons staan en sing ons saam. Grote God, aan u die eer, heerlik is waar u regeer, Heer.
gaan staan. Dan kom ons Dis reg. Dan kom ons by mekaar om oor die wet te praat vandag. Nou die wet word altyd vir ons gesê asof dit so swaar straf is. Maar die wet is God wat vir ons 'n padkaart gee. Die wet is God wat met ons kom gesels en wat ons kom sê hoe om die lewe te leef. En dit is eintlik 'n goeie ding. Die wet is 'n spieël. Die wet is ons anker in 'n onsekere wêreld. En vanoggend wil ek vir julle die wet uitbring uit ek sal dink die tweede bekendste wetvers in die Bybel, die 10 gebooie. En ek wil spesifiek fokus sit op 3 van hulle. Waar die eerste is, jy mag naas my nie ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou geseënde beeld maak, enige afbeelding van die hemelruim daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Dan sien ons weer op vers 7 en 8. Jy mag die naam van jou Here God nie misbruik nie, want die Here sal hulle wat sy naam misbruik nie ongestraf laat nie. Gedenk die Sabbatdag deur dit heilig te hou. En dan daar vers 12. Behandel jou vader en jou moeder met eerbied, sodat jy lank kan leef op die grond wat die Here vir jou God jou gaan gee. Ons lees hierdie deel van die wet en dan hoor ons geen ander gode nie. Nou natuurlik in daai tyd was dit maklik om te hoor wat verstaan hulle onder geen ander gode nie met die Egiptiese gode. Maar hoe lyk ons gode vandag? Is dit geld? Is dit status? Is dit stabiliteit? Is dit politiek? Waar is ons afgode vandag? Die goed wat groter aandag van ons vat, ons as die Here God. Dan sien ons weer die eer jou vader en jou moeder, die erfenis van ons voorvaders. Dit sluit ons geloofserfenis in, ons taal, ons geskiedenis. Die Here in Christendom is so diep in Afrikaners ingesit. Dis deel van wie ons is. Heilig die Sabbat, rus in God. In 'n besige wêreld wat ons altyd wil produseer, waar ons altyd goed wil doen, waar ons tog so skuldig voel as jy net stil staan. En ek weet dis baie boere in die gemeenskap, ek seker hulle kan vir jou sê daar's nooit 'n stil dag nie. Daar is nie ding soos 'n vakansiedag op 'n plaas nie. Maar wanneer kom staan jy stil by die Here? Want gelees as ek vra jou, as die Here God sê hy rus 'n dag, wie is jy om te sê jy mag nie 'n dag rus nie? Die spieël van gebrokenheid. Die wet wys waar ons tekort kom, wat ons meer struikel. Dit is die pad na bekering. Nou baie keer as ons die wet lees, dan voel dit vir ons of ons nooit regtig genoeg gaan wees nie. Maar is daar waar die wonderlike nuus van dit inkom. Jy is nie gered oor wie jy is nie. Jy is gered oor wie God is. Jy is nie in die kerk om gered te word nie. Jy is in die kerk want jy is klaar gered. Ons sien dit ook met ons troos vir daai uit Psalm 103 uitkom. Psalm 103 vers 8 tot 12. Barmhartig en genadig is die Here, geduldig en oorvloedig in troue liefde. Hy beskuldig nie vir ewig nie en hy bly nie vir altyd toornig nie. Hy behandel ons nie ooreenkomstig oor ons sonde nie en vergeld ons nie ooreenkomstig ons skonde skuld nie. Want so hoog as wat die hemel bo die aarde is, so troon sy troue liefde uit bo die wat vir hom ontzag het. So ver as wat die ooste verwyder is van die weste, so ver verwyder hy ons oortredings van ons. God sien ons in ons sonde. Hy sien ons in ons onsekerheid. En hy kom kry jou daar. God red ons oor wie hy is, nie oor wie ons is nie. God is lankmoedig. Hy wag, hy's geduldig. Hy is soos hy pa wie se kind huis toe gekom het, hoe hardloop hom om te groet. Want God wag net dat jy draai na hom. So ver soos die ooste van die weste. Dit is totale vergifnis. Nie half nie.
En dan dink ons aan die kruis weer. Dis hier waar Christus sy offer kan opbring. Dit is die prys van hierdie genade. Want baie keer as ons dink oor die kruis, dink ons net oor Jesus wat doodgegaan het vir ons sondes. Maar ons vergeet dat Jesus uiteindelik doodgegaan vir jou. Toe hy daar ingery het op sy donkie, geweet het wat kom, het hy nie gedink oor jou sondes nie. Hy het gedink oor jou. En ek weet, as ons hom moet vra hoekom hy dit doen, sal hy vir jou snaaks aankyk en sê, wat se tipe pa sal nie alles doen om sy kinders te red nie? Wat se tipe pa wat sy kinders liefhet, sal hulle net los? Dis die Here. Ons is hier, want ons is klaar gered. Ons is gered oor wie die Here is. En ek wil vra, gemeente, ons gaan nou staan, die geloofsbelijdenis saam sê, dan gaan ons daarna ook 'n deeltjie sing. Kom weer terug na jou Here toe. Onthou wat jy glo en lees hierdie woorde en sien hoe lief die Here ons werklik het. Ons staan saam en sê ons dit op. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Ons sing dan saam lied 62 vers 1 en 2. Ek glo vas in God die Vader, wat almagtig wys en goed, aard en hemel eens gemaak het, nog bestuur en trou behoed, deur hom leef, beweeg en is ek, hy beskik, bestuur my lot, dit vertrou ek aan sy leiding, as my Vader en my God. Ek glo vas in Jesus Christus, engebore Seun van God, deur wie alles is geskape, woord by God en self ook God. Ek vereer hom soos die Vader, buig my dankbaar voor hom neer, wat my vrygekoop verlos het, hom erken ek as die my Heer. Kom ons bid dan saam voor ons begin preek. Sluit die oë. Here, ons voel U tussen ons, liewe Here. U almagtige teenwoordigheid. Here, ons kom vandag hier tussen U, want U sê vir ons, waar daar meer as 2 in my naam is, daar is ek.
En Here, ons kom vra dat U met ons kom praat. Dat ons nie net sal hoor nie, maar dat ons sal luister. Dat ons nie net sal kyk nie, maar dat ons sal sien. En Here, dat ons elkeen in ons siel sal kan voel wat U vandag vir ons kom sê, liewe Here. Want ons is elkeen hier omdat U ons vir U wil hê. Here, ons vra net verdienste nie, maar alleen uit U genade. Amen. Ons vers kom vandag uit Kolossense 3, vers 23 tot 25. Ek wil net so 'n bietjie geskiedenis gee terwyl almal blaai. Hierdie deel van die Bybel is geskryf toe dit swaar gegaan het. Toe hulle onseker was, toe daar baie verkeerd met hulle gegaan het. So die deel kom van 'n plek van swaarheid, nie geluk nie. Ons gaan dit sien as ons lees hoe mense roep na God. Want hulle wil net weet, wat is die volgende stap? Ons daar vers opstaan. Werk in sy roeping. Wat julle ook al doen, werk met geesdrif, soos vir die Here en nie soos vir mense nie. In die wete dat julle erfdeel as beloning van die Here sal ontvang, want julle staan in die diens van die Here Christus. Elkeen wat verkeerd doen, sal immers vir sy verkeerde dade vergeld word. Niemand word volgens die uiterlike beoordeel nie. Dankie. Dis 'n kort deel, maar ek dink dis 'n deel wat baie relevant is na ons. Want wanneer ons dink aan ons land en waar ons sit, ons dink aan die moeilikheid, ons dink aan die onsekerheid, ons dink aan hoe erg alles regtig is. Ons sien dit in ons dorpies as ons rondkyk, ons sien dit in die kerk as ons sien hoe min mense ons is. Dan voel ons baie keer, Here, maar waar is U? Waar is U in al hierdie chaos, liewe Here? Here, ek voel asof alles net politiek is. Ek voel of alles onseker is. Waar is U, liewe Here? En dan kom vra ons, hoe kan ons nog steeds met integriteit werk? Hoe kan ons nog steeds elke week kerk toe kom? Maar dan moet ons onthou, ons geskiedenis is 'n geskiedenis van volharding. Ons is nie die eerste mense wat vra, Here, wat doen ons nie? Maar partykeer voel dit vir ons of ons is. Ons kom uit 'n kultuur van mense wat kan uithou. Ons kom van 'n kultuur van mense wat nie opgee nie. Dalk omdat ons hardkoppig is. Maar ek dink dit is deel van ons bestes. Ons eerste een is, ons is geroep om God te werk vir God se eer. Dat ons weer dan Kolossense 3 vers 23 sien. Wat julle ook al doen, doen dit met die harte soos vir die Here. Is dit nie 'n mooi idee nie? En dan ook in Genesis 2 vers 15. En Here God het die mens geneem en hom in die tuin van Eden gesit om te bewerk en te bewaak. Ja, ons leer so, arbeid is heilig. Werk was voor die sondeval. God het nie die mens geskep om te werk nie. Dit is nie 'n vloek nie. Dit is 'n roeping. Dis iets wat vir ons mening gee, al is dit moeilik. En ek is seker hier van julle wat al sit, kan sê, daai rotine van om elke dag op te staan en elke dag dieselfde te doen, dit hou jou mens. Dit hou jou wie jy is. Die boer, die werker, die entrepreneur, of die plaas werk, of jy 'n winkelbedryf, skool toe gaan, dit is alles werk van God. So baie keer maak ons die fout, dat net 'n dominee, of net die raad, of net die poster, die werk van God doen. Nee, die Here se werk is oral, in elke veld. Want ons bring elke keer die naam van God. Kan ek een nog terughou? Ons bly elke keer by die naam van God. Wat beteken dit om in sy naam te werk? Dit beteken integriteit, eerlikheid, jou naaste liefde hê, selfs
in jou besigste onsekere tye. En as 'n mens dink aan voorbeelde, dan dink jy aan die boer wat sy werkers regverdig behandel, eerlik sy oesprys gee, sy grond versorg. Hy werk in God se naam. En is daai klein goed wat ons baie keer van vergeet. Ons spot altyd so en sê die mense wat die geld tel na die kerk. Dis eintlik 'n baie ondankbare werk. Niemand wil dit doen nie, maar dit is nodig. Die mense wat die tuin hier kom doen, dis nodig. Die mense wat die tee kom maak, dis nodig. Die Here wil ons gebruik tot in ons kleinste dele. Jy moet net begin jou eie waarde sien, daar waar die Here jou wil gebruik. Dan ons tweede een, ek sê ons Afrikaner trots as dankbaarheid, nie hoogmoedigheid nie. Ons lees in Deuteronomium 8 vers 17 tot 18, as jy sou dink my krag en my magtige hande het vir my hierdie rykdom verkry, dan moet jy die Here jou God onthou, want dit is hy wat vir jou die krag gee om rykdom te verkry, sodat hy sy verbond wat hy aan jou voorvaders met 'n eed bevestig het, gestand kan doen soos dit vandag is. En dan sien ons ook in Psalm 33 vers 12, gelukkig is die nasie wie se God die Here is, die volk wat hy as eiendom gekies het. Ja, so baie keer is ons trots Afrikaner, sonder God is dit 'n gevaar. Maar wanneer jy praat met iemand wat eg in God is, wat trots daar is om 'n Christen te wees, trots daar is om nog kerk toe te kom, daar's iets verskriklik mooi aan dit. Daar's iets mooi aan om nie op te gee nie. Daar's iets mooi daaraan om nog steeds hier te wees, nog steeds te veg. Al voel ons baie keer of ons nie kan nie. Dis daai trots wat in dankbaarheid verander. Dankbaarheid dat ons gered is. Dankbaarheid dat God hier is. Al sien ons hom net in die klein dinge. Hy's hier. Hy's altyd hier. Maak nie saak wie hier voor staan nie. Maak nie saak wie in die banke sit nie. God is hier. Ons dink ook aan die voortrekkers wat die gelofte aan God gemaak het. Erkenning van afhanklikheid. Nie van hulle krag nie, maar hulle afhanklikheid. Dit is ons model as 'n kerk. So baie keer word ons vasgevang in wat ons moet doen en wat ons moet wees en hoe mense goed moet doen. Dat ons vergeet, die Here God het die laaste sê oor alles. Die Here God is die enigste een wat 'n besluit kan neem. Ons huidige aanslag, wat vir ons moeilik is, ons kultuur, ons tradisies, ons Christendom, ons kerk, ons voel baie keer of dit bedreig word. Maar die antwoord is nie haat of beklei nie. Die antwoord is nie om mekaar te verskeer nie. Die antwoord is nie om 'n kerk wat klaar stikkend is verder te breek nie. Die antwoord is, ons moet onthou wie ons vertrou. Die antwoord is, ons moet onthou wie God is en sy woord. Ons moet weer hierdie boek oopmaak en dit lees. Ons het mekaar meer nodig as ooit. Ons kan nie mekaar verskeer nie. Ons is mense wat die Bybel vertaal het in Afrikaans, wat skole gebou het, kerke opgerig het. Dit is 'n roeping. Nie reg nie. Ek herhaal dit. Wie ons is 'n roeping. Nie reg nie. Ons is net wie ons is deur die Here. Ons is net trots op wie ons is deur die Here. Ons moet versigtig wees vir ons afgode. Want ons moet onthou dis net die Here. Niemand anders nie. Ons derde punt daar, die Bybel se lewenspadkaart. Ons lees in Psalm 119, 105, vers 105. U woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my lewenspad. Dan sien ons ook in Josua 1 vers 8. Hierdie boekrol van die wet mag nie uit jou mond verdwyn nie. Jy moet dit dag en nag mymer en prewel, sodat jy alles wat daarin geskryf is
nou geset kan nakom, want dan sal jy voorspoedig wees op jou pad, en dan sal jy sukses behaal. Die Bybel is nie antiek nie, dit is nie net vir ouer mense nie. Dit is die mees relevante boek van ons tyd. Dit is die mees relevante boek van ons kerk. Maar tog, baie keer mis ons dit. Ons vergeet hoe relevant die Bybel is tot ons daaglikse lewe, hoe relevant Spreuke is vir besighede, hoe relevant Psalms is vir depressie, evangelie vir verhoudings. Maar ons gehoorsaamheid, dit is waar dit inkom. Ons sien dit daar in Joshua 8. Om gehoorsaam te wees aan die Bybel is wat ons voorspoedig sal gaan. Die Bybel gee ons 'n model, gee ons iets om na te strewe. Gaan ons dit altyd perfek kan doen? Nee. Ons is mense. Net die Here is perfek. Maar ons moet probeer. Dis wat die Bybel vir ons kom sê. Ons moet probeer om daar in die Here se boodskap te wees. Die kerk is nie net 'n gebou nie. Daar is nou baie die kerkklok wat afgaan. Mooi praat van die kerk. Die kerk is nie 'n gebou nie, die kerk is 'n mense. Dit is 'n gemeenskap van mense wat saam uit die Bybel uit leef. Maak nie saak waar ons is nie. Ons kan onder tente wees soos die eerste Christene onder mooi geboue wees. Daar waar ons saam is, daar's die Here en dis waar die kerk is. En ek wil julle vra, daar waar ons is, waar kan ons die kerk inbring waar ons is? Dat dit nie net 'n Sondag projek is nie, maar dat dit 'n elke dag projek is. Hoe lyk dit as ons die kerk buite die mure vat? Hoe lyk dit as ons die kerk weer daar in die buitewêreld toe bring? Ons werk is vir God. Ons trots is ons dankbaarheid. Die Bybel is ons gids. En dit is met daai diepe onsekerheid wat ons al meer sit. Waar ons voel alles gaan agteruit. Ons kyk na dorpies wat ons onthou is besig en ons sien hulle agteruit gaan. Mense wat al 40 jaar op plaas is wat afgaan. Mense wat al vir jare iewers werk en moet hulle 'n nuwe werk in 'n ander dorp kry. Maar dis daar in daai seer waar God is. God het nie vergeet van ons nie. Hy sal nooit nie. Ons moet net draai na hom toe. Want ons wag ons hele lewe vir iets wat ek noem 'n halleluja oomblik, waar God uit die hemel uitkom of 'n bos brand. Maar dis nie wie God is nie. God is daar in die stilte, in die alledaags. God is daar waar jy koffie vir jou buurman gee. God is daar waar jy iemand bel en maak seker hulle is alright. God is daar waar jy mekaar groet en sê jy was siek, hoe voel jy? Dis waar God is. God is by ons in ons menslikheid. Hierdie land het mense nodig wat die lig weer terug gaan bring. Lampe nodig. Ons moet ons lig laat skyn. Ons lees dit in Matteus 5 vers 16. Laat julle lig so skyn voor die mense. Laat julle lig so voor die mense skyn sodat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is kan verheerlik. Ek gaan weer lees. Laat julle lig so voor die mense skyn sodat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is kan verheerlik. En so kom dit alles weer saam. Alles wat ons doen, ons werk, of jy 'n dominee is, of jy 'n boer is, besigheidseienaar, sekretaresse en alles tussenin. God is daar. Moenie opgee nie. Mense gaan altyd die goed die maklike manier doen. Maar dit beteken nie jy hoef dit nie die regte manier te doen nie. Wees hardkoppig en wees trots.
Want dis wie ons is. En ons dankbaarheid na God. Ek gaan vra, waar ons nou gaan bid, of ons 'n oomblik van stilte mag hê, waar ek net wil hê, jy moet met eerlikheid na God toe kom. Net vra jy 2 minute, en sê vir hom, wat jy voor bang is. Sê vir hom jou vrees, sê vir hom jou onsekerheid. God soek nie jou perfeksie nie, hy soek jou teenwoordigheid. En ja, dis ons baie keer moeilik om my masker te laat val. Maar kom laat val hom voor jou God. Vra hom om dit by jou te vat. Want net Barabbas sal die Here ons red. Kom ons hou net so 2 minute stilte en dan gaan ons bid. Here, ons kom na U toe. Here, ons kom na U toe met ons vrees en ons onsekerheid. Here, ons kom na U toe soos 'n kind na hulle pa. En ons verstaan nie altyd hoe die wêreld werk nie. Ons verstaan nie hoekom daar soveel swaar kry is nie. Here, maar help ons om te verstaan. Daar's nie 'n antwoord binne onsself nie. Ons kan dit nie met ons eie krag en ons eie dade regmaak nie. Here, dis net deur U, deur wie U is, wat ons kan heel word. Here, ek kom vra, maak ons ligter, wanneer U hierdie onsekerhede van ons kom vat. Gee ons die krag om deur dit te kom, liewe Here. Here, meer as enigiets, kom herinner ons dat U ons liefhet. Kom herinner ons dat U liefde so belaglik is, dat U die Here is wat die hele heelal gemaak het, en U kies om ons lief te hê. U ken ons elkeen by die naam, U ken ons storie. Here, U kies om ons lief te hê. En net soos U met Petrus gemaak het, het U gesê, as U dit alles moet oordoen, sal U, sonder 'n tweede gedagte. Dankie vir die geleentheid dat ons by mekaar kan wees, liewe Here. En seën elkeen waar ons nou gaan in ons eie rigtings. Amen. Kom ons doen die offergawe.
ons staan, dan vang ons die seën en dan sluit ons af met 'n lied. Ons seën kom uit 2 Korintiërs 13 vers 13. Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly met julle almal. Gaan leef, werk, dien in sy naam. Julle gaan nie alleen nie. Die Gees gaan altyd saam jou saam. Amen. Ons sing lied 2 vers 1 tot 3. Loof die Heer, hy is goed. Loof sy heilige naam. Laat alles in die groot heelal die Here loof. Ek wil die Here loof. Loof met my hele hart. Hy gee al wat roep, weer nuwe krag. Hy het my sonde vergeef, en hy maak my sy kind. Laat alles in die groot heelal die Here loof. Ek wil die Here loof, loof met my hele hart. Hy gee al wat roep, weer nuwe krag. Loof o hemel die Heer, al die engele saam. Laat alles in die groot heelal die Here loof. Ek wil die Here loof, loof met my hele hart. Hy gee al wat roep, weer nuwe krag.